Ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak in 2 Korintiërs, hoofstuk 12. 2 Korintiërs, hoofstuk 12. Ons gaan daai eerste 10 verse saam lees. Oom Willie het nou net gesê, my oë is baie goed dat ek hierdie klein fyn skrif van my Bybel kan sien, maar nou sal oom Willie sien, ek lig my Bybel maar so 'n bietjie op om hom nader in my oë te bring. 2 Korintiërs, hoofstuk 12, en ons gaan die eerste 10 verse saam lees. Twee Korintiërs 12 vanaf vers 1. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat, as wat hy van my sien of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Net tot daarso uit die wonderlike woord van die Here. Die manne wat kan saam met my staan en dan verenig ons net in gebed asseblief. Hemelse Vader, ons sê vir U so baie dankie dat ons kan saam wees hier vanoggend. Ons het dit daar in die konsistorie gebid en soos ek maar altyd vir U sê, Here, glo ek dat U kinders dit gebid het op pad hiernatoe. Vanoggend vroeg alreeds 'n verwagting gehad het dat U vanoggend met ons sal praat, 'n soeke, 'n verlange na U, 'n gebed wat opgegaan het en gesê het, Here, praat vanoggend. En dit is my gebed soveel as elkeen in die gehoor, dat U vanoggend U self sal verheerlik en verhoog in ons midde. Dat U woord vanoggend sentraal in ons binneste sal wees en in ons midde, en dat U vrye toegang tot ons harte sal hê, Here, U wat ons elkeen ken deur en deur. En Here, dit is vir my so 'n voorreg om gereeld en wanneer ek die geleentheid het voor kinders van die Here te staan, wetende dit is duur gekoopte mense wat vir U baie kosbaar is. En U het hulle met U bloed gewas en U het hulle gewederbaar. En daarom is hulle vir U kosbaar. En dis 'n verantwoordelikheid vanoggend om dan oor te dra wat U op my hart gedruk het. Maar ek bid so, Here, dat U kudde sal voed en sal bemoedig en vanoggend by elkeen van ons sal stil staan, soos net U kan. En soos ons daar in die konsistorie gebid het, Here, U stuur U woord na wie U wil en U sê dit sal nie leeg na U terugkeer nie. En daarom vra ons, Here, dat dit vanoggend sy doel sal bereik. Dankie dat ons dit van U kan vra. Dankie dat ons verwagting van U is, o Heilige Gees in ons midde. Werk en verheerlik U self. En ag Here, ons dankie dat ons kan bid vir die gemeente wat nie hier is nie, hulle wat dalk op reis is of met vakansie. Ons is so dankbaar, Here, vir hierdie tyd van die jaar, almal kan so 'n bietjie afskaal en ek bid, Here, dat U elkeen sal verkoop en sal bewaar ook daar waar hulle beweeg en dat daar nog steeds 'n soeke en 'n verlange na U sal wees, 'n gesonde stilte tyd en dat U ook deur U woord op watter manier dit ook al hulle bereik, elkeen sal voed en bemoedig en aanmoedig en uitdaag. En ag Here, ek dankie dat ons kan bid vir die siekes in hierdie gemeente. Daar's nou 'n klompie name genoem en hulle wat nou by die lysie bygekom het en ons bring daai name voor U.
en is vir u heerlik moontlik om vanoggend in hierdie oomblikke u hand van genesing uit te steek en hulle aan te raak. Dankie dat ons vir u kan vra, Here. En u kan vertrou ook daarvoor, as dit u wil is om vanoggend genesing te bring daar waar dit nodig is. Wysheid vir die mediese, en dat u, as u die medikasie wil gebruik, dit dan gebruik, maar dat u in alles verheerlik sal word, omdat u is ons groot geneesheer. En dankie dat ons dit kan bid. Ons dankie dat ons vir Dominee Johan hulle kan bid, daar waar hulle so 'n bietjie ontspan en rus. Ons is so dankbaar vir 'n herderspaar en vir hulle arbeid deur die jaar. Daai arbeid wat u gesê het nie te vergeefs is nie. En ons kan net vra dat u vir hulle ook sal kom aanraak en kragte weer herstel en weer die petroltank volmaak, dat hulle volgende jaar weer, as dit u wil is, in hierdie akker kan arbei tussen u skape. En dankie dat ons dan kan bid. Ons bid dat u ook die opname na die tyd sal seën daar waar dit gaan. Maar nou vir ons hier saam is ons een innige en eendragtige begeerte dat u in ons midde sal werk en dat ons bewus sal wees van u teenwoordigheid. Ons dankie dat ons dit kan bid in ons Here Jesus se wonderlike naam. En ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie. Nou net weer 2 verse wat ek die aandag op wil vestig, verse 8 en 9 van ons geleesde gedeelte. Hy sê, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En ek wil graag vanoggend met u praat onder die tema, genoeg genade vir die swakkes. Genoeg genade vir die swakkes. Ons het die voorreg gehad om geografie hierdie jaar te hê as 'n vak, en ek het dit verskriklik geniet. Ek staan nou die dag daar by my ma se huis, nou sien ek 'n landkaart, en nou bekyk ek eers die landkaart, want sulke dinge was nog altyd vir my baie kosbaar, om kaarte te bestudeer, en ek het dit so waardeer hierdie jaar, om daai vak te hê, so 'n bietjie van die wêreld wat in die Bybel beskryf word, te sien en te beleef, of daar te verstaan wat daar gebeur het. En as u nou soos ek is en jy hou van 'n graaf en 'n verfkwassie om so 'n bietjie soos 'n geoloog dieper te grou, dan sal u weet dat hierdie plek Korinte wat Paulus nou hier aanskryf, of waar hierdie gemeente was 'n vooraanstaande plek wat status gehad het en rykdom. En daar was aansien gewees. Dit was baie belangrik vir hierdie mense gewees. Soos dit mos maar met handelsstede gaan, en baie keer waar daar hawestede is, dan word daar 'n klomp invloede ook nog toegepas op hierdie plek. En ongetwyfeld vir hierdie gemeente was dit so gewees. Daar was 'n klomp invloede. Nou ja, ek weet nie of dit 'n anglisisme is nie, maar mense sal nou sê dis 'n kosmopolitiaanse plek. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar daar was baie invloede gewees. Staat is belangrik, invloede van buitekant, baie mense wat gekom en gegaan het, elkeen los hulle geur en kleur daarso. En dis daarom dat Paulus in hierdie atmosfeer vir hierdie gemeente 'n brief skryf, wat dit vir hom belangrik is om sekere dinge uit te lig, en hulle daaraan te herinner dat terwyl hulle nou tussen hierdie klomp mense is, en daar invloede van buitekant af kom, moet hulle nou nie soos die mense wees en word nie. Nou begin hy die brief, hierdie 2 Korintiërs, en hy skryf die brief aan die gemeente in Korinte en aan die heiliges in Agaia. Heiliges wat ons nou beteken afgesonder, nie dieselfde as die res nie. Daar in die middel van hierdie invloede anderster as die ander. En dan in die 3de hoofstuk van hierdie brief noem hy hulle sy brief wat deur mense gelees word. Wonderlike boodskap. Beklemtoon dit aan hierdie mense. Hulle is sy brief. Hulle moet nou gelees word anderster. Mense moet kan kyk en smaak en proe dat hierdie mense kinders van die Here is wat so moet wees, en daartoe moedig hy hulle aan. Hy verduidelik so 'n bietjie verder in daai 3de hoofstuk vir hulle dat hulle bekwaamheid uit God alleen moet wees. Hierdie mense sekerlik in daai omgewing baie op hulle self staat gemaak, slim mense, mense wat vindingryk was, wat geld nagejaag het. En nou beklemtoon hy dit vir die gemeente, hulle bekwaamheid is uit God. Hy praat in hoofstuk 4 so 'n bietjie oor die lyding wat hulle moet deurgaan. En dan in hoofstuk 6 dat selfverloning 'n baie belangrike iets is. So anderster is wat daai mense natuurlik aan gedink het of gelewe het voor.
En in hoofstuk 11 oor wat ware en valse apostels dan eintlik is, wat ware en valse godsdiens moet wees en hoe dit moet lyk. En dan stel hy homself nou as 'n voorbeeld vir hierdie mense voor in die 12de hoofstuk wat ons nou saam begin lees het, die eerste 10 verse. En hy hou homself dan vir hulle voor as iemand wat nie wil roem in enige iets nie, behalwe in sy swakhede. Sy swakhede is alleen dit wat hy gaan voorhou vir mense. Hoofstuk 11 praat hy so 'n bietjie van hoe hy geslaan is en gestenig is en die gevare wat hy deurgegaan het, want hierdie dinge is die loutering wat uiteindelik iemand as beproef voor God en voor mense kan wys. En dan in hierdie hoofstuk wat ons nou saam gelees het, of ten minste hierdie klompie verse, behaal hy nou spesifiek die doring in die vlees aan. 'n Swak plek wat hy in sy binneste gehad het, of in sy liggaam gehad het. Ons weet nou nie presies wat dit was nie, maar daar was iets gewees wat baie prominent was. Iets wat die Here toegelaat het in sy lewe wat hom swak gehou het voor hierdie mense en voor almal wat na hom sou gekyk het. En die Satan het dit geïdentifiseer en dit uitgebuit. Dis 'n trefplek, 'n plekkie wat jou vyand voortdurend aangeval het om hom daar te slaan. En as mens dit alles nou sou gelees het, dan sal mens vir jouself sê, alles van dit is die teenoorgestelde van prosperity. Dit wat die algemene godsdiens van ons tyd nou maar is, die populêre godsdiens, is prosperity. En hier is die presiese teenoorgestelde. Alles van dit kom uiteindelik by 'n punt waar Paulus vir hulle sê, die teenoorgestelde daarvan is nou hoe ek is, swak en neergebuig voor God. Sy aandag vestig hy nou deur dit vir hulle op God. Wie is God? Nie op wie is ons, wat kan ons doen, wat kan ons vermag, hoeveel kan ons bereik in hierdie lewe nie, wie is God? Kyk weg van jouself en sien hom. En omdat ons ook sekerlik in ons lewe sekere dinge kan identifiseer wat die Here nou al toegelaat het in ons lewe. Dinge wat ons hart geslaan het, omstandighede, dinge wat dalk baie spesifiek of dalk in ons liggaam ook teenwoordig is. En ons baie keer onverklaarbare stryde leef. Maar ons, net soos hierdie mense, omring is met mense wat sterk is in hulle self, wat geld najaag, wat beïnvloed word deur baie dinge. Deesdae met die media is ons nie meer 'n volkie wat weg afgesonder is nie. Daar is nou baie invloede rondom ons. En omdat ons soos hulle nou sien dat die mense rondom hulle steun op hulle self, en ons dalk swak is in onsself, is dit dalk goed dat ons hierdie paar verse net so bietjie betrag vanoggend. Betrag is mos 'n ou Afrikaanse woord wat ek laasweek vir u gesê wat beteken om te kyk en te doen. Dit wat Paulus hier vir hulle beskryf. So in die eerste plek lees ons hier 'n swakke se desperate gebed. 'n Swakke se desperate gebed. Die eerste deel van vers 8 sê, hieroor het ek die Here 3 maal gebid. Terwyl hy nou hierdie swak plek in sy liggaam voor hulle voorgehou het of in sy lewe vir hulle voorhou, sê hy, hieroor het ek die Here 3 maal gebid. Oor hierdie doring in die vlees het Paulus ernstig en herhaaldelik gebid. Hy het vrymoedigheid gehad om hierdie ding na die Here te neem en daaroor te bid. Nou ja, dit klink na 'n baie elementêre ding om te sê, maar dit is tog so, dat baie mense kry of stilstype, of hulle raak kwaad wanneer dinge oor ons pad gaan, dis baie keer wat ons maar doen, of ons dink net nie eenvoudig daaroor om daaroor te bid nie, maar hy het daaroor gebid. Hy het vrymoedigheid geneem. Ek het nou gesê, wat presies hierdie doring in die vlees was, weet ons nou nie heeltemal nie, ons kan nou maar spekuleer wat dit was, maar wat ook al dit was vir hom 'n geweldige stryd gewees, iets waarvan hy goed bewus was. En dit het hom laag gehou. Ek het terwyl ek voorberei het, my gedagtes gegaan daar na die Jabok toe, en Jakob wat met God geworstel het. En toe die Here hom daar slaan op die seëning van sy heupbeen, van daar af mank geloop, nooit weer dieselfde nie. Nooit weer sou iemand na Jakob kyk en nie weet daar was 'n ontmoeting nie. Iets het verander in sy lewe nie. Maar dag vir dag, ons lees ons nou vinnig oor die Bybelse verhale, so mens bepeins nie altyd alles wat nou daar gebeur het nie, maar ons kan nou by onsself dink, dag vir dag het Jakob geloop en elke keer as hy op daai seer heup getrap het of dit gevoel het, moes hy geweet het ek het met God ontmoet. Maar dit het hom laag gehou. Hy kon nie meer hardloop nie, hy kon nie meer spring soos hy voorheen gedoen het nie. Dit het hom laag gehou.
En so was dit ook gewees. Paulus was altyd hiervan bewus gewees. En dit het hom duidelik beïnvloed. En miskien vanoggend sit ons ook hier en ons sê, daar is iets in my lewe wat die Here toelaat, ek verstaan dit nie, maar dit word iets in my lewe wat my beïnvloed. Ek kan nie weer dieselfde wees daar nie. Hierdie doring in die vlees was ook Satan se teiken gewees, lees ons. Maar dit beteken nie dat die sielevyand daardeur 'n oorwinning behaal het nie. Eerder dat dit 'n getuienis in Paulus bewerk het. Dit was 'n teer en 'n gevoelige iets gewees, 'n konstante stryd. Dit het 'n invloed op Paulus se lewe en sy arbeid gehad. En iets wat hy in gebed voor die Here gebring het. En daai ding wat die vyand aangeval het, het 'n getuienis geword wat hy voor mense kon sê, die Here het my laag gehou, maar ook deurgedra. Dit het verhoed dat Paulus hom ooit kon verhef bo enige iemand anderste. En dit lyk ook dat hierdie ding vir ons, of dit lyk vir ons dat dit vir Paulus perspektief gegee het. Perspektief is 'n wonderlike iets. Ons lewe in 'n gejaagde wêreld. Ons sit selde en dink so bietjie oor die lewe. Dit is tog nodig vir kinders van die Here om baie keer so bietjie stil te word en te sê, hierdie dinge wat nou gebeur het, hoekom het dit gebeur? Waar het die Here toegelaat? Waarom het hy dit toegelaat? Wat is sy doel met dit alles? Perspektief is iets baie, baie kosbaar en is nodig. Stryd is deel van die lewe. Ek hierso omkring so in 'n wolkie. Iets fisies, liggaamlik kan dit dalk wees, dit wat die Here dalk toegelaat het in ons liggaam. Miskien is dit omstandighede, miskien is dit mense, miskien is dit finansies, miskien is dit daar by die werk. En ons lees baie keer van stryd van die kinders van die Here in die woord, daarom dat dit een van die baie redes nodig is dat ons die woord lees voortdurend en daaruit geloof en bemoediging put. Want daar's baie mense in die woord wat stryd gehad het. Ons lees van Dawid, die gesalfde van die Here, 'n opregte man, iemand wat behoort geëer te geword het tussen sy mense. Daar's nie nog 'n ou wat so ontblote wandel voor die Here gehad het nie, het ek laas Sondag aand vir u gesê. Maar dan lees ons nou van 'n stryd wat hy gehad het, en hierdie stryd was nou nie daai billebak aan die ander kant van die dal van die terpentynboom. Die een wat sy vuiste gebal het en God gevloek het, is nou nie daai ou nie. Maar van iemand anderster wat hy praat, hy skryf daar in Psalm 55, toe het ek gesê, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly, want 'n geweldige stryd was in sy binneste. Hy sê, want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek. Hy was vervolg deur die een wat hy vertrou het. Nou ja, hy verwys natuurlik daarna Doeg, nê, wat hom eintlik maar verraai het, die kosbare Ahimelech wat Goliat se swaard vir hom gegee het en die brood vir hom gegee het, en Doeg wat nou eintlik gaan klik het op hulle. Maar daar is iets van perspektief, om baie keer te besef, nou ja, daar's mense naby aan my, wat ook maar kan 'n instrument van die vyand wees. Ons dink aan Job se stryd wat onverklaarbaar was. En toe antwoord hy sy vrou met baie wysheid. Voordat 'n mens nou deur daai boek lees en al die stryd en dit wat gesê is bepeins, dan lees 'n mens hierdie woorde wat hy aan sy vrou gesê het, die goeie sal ons van God aanneem en nie ook die slegte nie. Perspektief is om te besef, God laat baie keer slegte dinge toe oor ons. Baie keer is dit ons vriende, baie keer is dit hulle wat naby ons is, baie keer is dit dinge wat ons nie kan verklaar nie, wat met ons gebeur. Elia daar onder die bos gelê. Hy het vir die Here gesê dat hy alleen oorgebly het. Daar was stryd in sy hart. En dit was nodig geweest vir hom om daar te lê, sodat die Here hom kon bemoedig om te sê, maar jy is nie alleen nie. En toe het hy perspektief. Dis nie ek alleen nie, daar is nog, die Here het nog bewaar, dis nie net ek wat daar lê nie. En die Here het met soveel geduld met hom gewerk. Want baie keer vat dit 'n rukkie voor ons perspektief kry in die lewe. En met baie geduld het die Here daar vir hom 'n warm ontbyt en koue water gegee, want hy het dit so nodig gehad in sy stryd. Ons het ook al so gelê. Meeste van ons wat hier sit, het sou ergens al gewees het op 'n plek waar ons nie verstaan hoekom nie. Maar as ons so bietjie sou stil sit, dan gee die Here vir ons perspektief. Sê vir ons hoekom hy dalk hierdie ding toelaat, of ten minste die wete dat dit van God afkom, en ons kan dit maar so aanvaar. Daar kom baie keer 'n veg of vlug houding. Maar om te bid was Paulus
sy eerste reaksie op hierdie stryd. Desperaat, ernstig en voortdurend het Paulus oor sy stryd gebid. Hy het geroep na die Here. Ja, nou lees ek daar in die woord en ek bepeins dit, Hanna wat haar siel voor die aangesig van die Here uitgestort het in 1 Samuel 1 vers 15. Haar siel voor die aangesig van die Here uitgestort het. En vanoggend sit ons dalk hier en daar is 'n stryd in ons binneste. Ons kan ons harte voor God uitstort. Paulus het oor hierdie stryd gebid. Hy het 3 maal daaroor gebid. Hy getuig dit teenoor die gemeente. Ek het 'n stryd, iets wat God toegelaat het. Ek kan dit nie verklaar nie, maar ek het daaroor gebid. Ek het dit na die Here toe geneem. Hanna het 'n stryd gehad. Sy het gebid, haar aangesig voor die Here uitgestort, haar hart as te ware voor God ontbloot. Ons Here Jesus daar in Getsemane, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Ons neem iets daarvan in ons Here Jesus se voorbeeld en ons bring ons stryde na die Here toe en ons doen dit met vrymoedigheid. Ek wil vanoggend vir U sê, wat ook al stryd daar in die binneste is, wat ook al die doring in die vlees in U lewe is, U kan daaroor bid. U kan met vrymoedigheid daaroor bid. U kan dit na die Here toe bring, U kan die ding by die naam noem. Ons kan die Here vra om dit weg te neem. Soms verander hy dit, ander kere nie. Maar daaroor kan ons bid. En daar is soveel gemoedsrus daarin om te weet dat ons met ons Vader kan praat oor ons stryde. Ons bring dit na hom toe. Ons bid sonder ophou, soos ons daar lees in 1 Tessalonisense 4 vers 17. Elia was 'n mens net soos ons. En Jakobus leer ons die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Ons kan bid, ons kan die Here vra. Ek het die voorreg gehad om daar by die Victoria watervalle een keer te wees saam met 'n oud kollega van my. En ek onthou, ons het nou daar gestaan en mens sien daai watermassa, vir die van u wat nou al daar was, sal weet, dit slaan 'n mens se asem weg. Dit was in Mei maand, in die vloedtyd. En dit is alles so mooi om te sien, maar ek wil vir u sê, die hele tyd wat daar was my aandag gewees by David Livingstone. Ek het die hele tyd gedink aan daai ou sendeling. En ek het gedink aan hoe die biografie vir ons beskryf, hoeveel stryd hy gehad het, hoeveel liggaamlike siektes. Hy was 'n hele mense wil sê 'n hele hospitaal vol siektes in daai liggaam gewees. En ek dink aan hoeveel keer hy in daai tentjie was. En ek onthou ek het daar op die brug gestaan en daai water sproei so gesien. En gedink aan toe hy nog jonk en sterk was en hy daar aangekom het en hy dit alles moes gesien het, hoe wonderlik dit was. Maar nader aan die einde van sy lewe in 'n tentjie gelê en maar van gebed na slaap, na semi-koma, na terug na gebed en so het hy voor die Here gelê. En daar was dalk baie keer vrae in sy hart gewees. Here, hoekom het ek nie die lewenskrag wat ek toegehad het om nog baie vir u te doen nie? Maar daar het hy gelê. Ek het gedink aan C.T. Studd. Ek weet nie of u al 'n foto van hom gesien het nie. Uitgeteer. Daar was nie veel van daai beroemde cricketspeler oor gewees nie. Swak, maar God. En sekerlik baie keer hulle stryde voor God gebring en gesê, Here, kyk hoe voel ek en lyk ek kan nie meer nie. Nog 'n bietjie lewenskrag, Here, ek het dit nie. Hoekom, Here? Paulus het sy stryd na die Here toe gebring en u kan ook die stryde na die Here toe bring. Maar dan lees ons in die tweede plek wat daarmee saamgaan, die tweede deel van vers 8, die swakke se aanvaarding van sy omstandighede, die swakke se aanvaarding van sy omstandighede, want hy sê dat hy van my sou wyk, daai tweede deel van vers 8. Nou gebruik die Engelse Bybel so 'n mooi woordjie, might. Die woordjie might, that he might depart from me. En daar is iets in daai woordjie wat sê, Here, as dit u wil is, ek aanvaar dat u dit daar toelaat. Hierdie tere versoek van Paulus het nou 2 dinge bevat. In die eerste plek, God moet daaroor besluit, en in die tweede plek, dat dit in sy lewe gebruik word om hom nederig te hou. Besef, perspektief, die Here gebruik hierdie ding. Kan ook nou nie net dit wil wegbid nie, want daar is 'n doel daaraan en dit word gebruik in my lewe. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Ken ons die bekende woorde daar in Jakobus 1 vers 2 tot 3. Ag dit louter vreugde. Daai woordjie lydsaamheid is baie kosbaar. Ons weet mos nou dat die
vrug van die Gees, soos dit vir ons opgeteken is in Galasiërs 5, sigheid. En lankmoedigheid is geduld met mense. Geduld met mense, daarin word ons harte mos nou maar gewys hoe ons teenoor mense is. As daai vrug nie daar is nie en ons is nie lankmoedig nie, dan beteken dit ons kan die ou hierlaans my nie verdra nie. En dit was dikwels 'n bewys van ons harte. Maar lydsaamheid is baie dieselfde, want lydsaamheid is nou 'n verdraagsaamheid van my omstandighede. Anderster as mense, daar's dalk geen mens betrokke by dit nie. Dalk iets wat die Here toelaat. Maar lydsaamheid is iets wat in ons gevorm moet word. Nou dink ek vanoggend vroeg toe ek stil word voor die Here, vir 'n perfeksionis soos ek, is dit nou 'n moeilike ding. Want die dinge moet altyd regloop. Daar's 'n sekere manier hoe 'n ding moet wees. Die dagboek sê dit gaan so. Dis daar nou ek en my vrou met ons Google Calendar. Ons beplan vooruit. Ons weet nou wat alles moet gebeur en as dit nou nie so gebeur nie, dan is die hele appelkar omgegooi. Maar lydsaamheid moet in ons bewerk word, want baie keer gebeur dinge in ons lewe wat ons nie verwag nie. Wat ons nie geweet het gaan kom nie. Wat ons nie verstaan nie. En dis moeilik. Om lydsaamheid te hê beteken ek het geduld met wat die Here toelaat, die omstandighede wat hy toelaat in my en u lewe. Aan Hebreërs 11 vers 36 lees ons hierdie woorde. Hy sê: "Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeye en gevangenes." Daai woordjie deurstaan is 'n mooi Afrikaanse woord om iets te deurstaan. Dan gaan hy verder daar in Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 32, hy sê: "Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye. En julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het." Om te deurstaan is nie net 'n mooi Afrikaanse woord nie, dis 'n mooi Christelike woord. Om te deurstaan dit wat die Here toelaat. Ons het 'n blywende hemelse besitting en beloning. En daarom is hierdie aardse dinge net tydelik en die perspektief is daar om te besef dit wat nou toegelaat word, gaan nie vir altyd wees nie. Dis net tot daai oomblik wat ek die Here Jesus se aangesig sien en dan is dit alles verby. Maar vir nou is dit 'n vormings tool, wil ek sê die Engels gebruik, en sê die Here gebruik dit as 'n gereedskapstuk. Daar moet daaroor gebid word, soos wat Paulus gedoen het. Maar dan vloei dit oor in 'n aanvaarding en 'n rus in wie die Here is. Ek rus daarin. Hy is besig en hy het 'n doel daarmee. Dit wat hy in u lewe toelaat. Nou wil ek vir u sê vanoggend, volhard en verdra. Daar's dalk nou dinge wat u nou lankal voor die Here gebring het. En soos Paulus het u daaroor gebid. Die omstandighede het nou nog nie verander nie. Maar nou wil ek vir u sê, volhard en verdra dit. Deurstaan dit. Die Here het 'n doel daarmee. Dalk is dit 'n gevoelige teerplekkie en die vyand slaan daai plek en hy's so gewillig om daar maar die hele tyd sy aandag te fokus. Maar vanoggend sê ons, Here, ons staan in die genade van die Here. Verbly julle in die hoop, sê hy daar in Romeine 12 vers 12. Dieselfde Paulus skryf aan die Romeine. Verbly julle in die hoop, want daar's altyd hoop. En dan gaan die vers verder, hy sê, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Ek gaan dit weer lees. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. En daarom in die derde plek sien ons God se antwoord aan die swakke. God se antwoord in die swakke. Die eerste deel van vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Wonderlike woorde, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. God antwoord nie altyd soos ons wil hê hy moet antwoord nie. Soms antwoord hy nie dadelik nie. Soms vat hy lank om te antwoord, volgens ons tyd. Ons tyd en die Here se tyd is mos nou nie dieselfde nie. Soms antwoord hy nie op die manier wat ons gehoop of verwag het dat hy dit sou doen nie, want ons het ook 'n sekere manier van kyk na die lewe. Daar's sekere dinge wat ons dink maar net op 'n sekere manier sal gebeur. Maar wat ons vanoggend kan sê is dat hy wel wil dit beklemtoon. Ek het dit hier onderstreep in my notas. Die Here hoor
wel wanneer ons bid. Ons stryd en daai dinge wat hy toelaat in ons lewe, wanneer ons dit voor hom bring. Ons ken Psalm 65 vers 3. O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. O hoorder van die gebed. En elke keer wat hy daaroor gebid het, het die Here gehoor. Ons aandag is weer daar by Hanna. Ons lees hierdie woorde, daarop sê sy, mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anderster. Toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom en Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. 'n Verhaal wat ons goed ken, ons het dit dikwels al gelees en bepeins, daar's dalk van u wat hier sit, wat dieselfde stryd as sy in u lewe ervaar het, en die Here dalk nie geantwoord nie, of het op 'n ander manier geantwoord, maar ons dink aan hierdie vrou en hoe sy gebid het. Ons het nou gelees dat sy haar hart voor die Here uitgestort het. Daar voor die Here was sy gebroken en gebuig en sy het 'n versoek en 'n gebed gerig na die Here toe. En toe sy klaar is, het sy geëet en haar aangesig was anderster. En dan lees ons dat hulle stilte uitgehou het, want hulle het die Here aanbid en hulle het hulle aangesig voor die Here daar in vrolikheid gehou. En daar was blydskap in hulle harte. En dan gaan 'n tyd verby, wat ons lees nou vinnig oor die gedeelte, so mens dink nie altyd daaraan dat daar nou 'n tydjie verby gegaan het nie, en met haar normale dinge het sy aangegaan. Daardie gebid voor die Here en daar voor sy voete neergesit, gesê, Here, ek het dit van u gevra. Nou vertrou ek u en dis waar ek dit los. En dan hierdie wonderlike woorde, nadat Elkana sy vrou Hanna beken het, en die Here het aan haar gedink. Die Here het aan haar gedink. Hy het gehoor toe sy gebid het. Hy het gehoor toe u gebid het. Elke keer. En dit is voor hom. Hanna het gebid en gevra, berus en dit aan die Here se voete gelos, het ek nou klaar gesê. En die Here het aan haar gedink en hy het aan Paulus ook gedink en hy dink aan u en hy dink aan my. Ja, Paulus het nie dadelik verligting of verandering van sy omstandighede gehad nie. Maar daar was 'n les gewees oor genade. Die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Nou het ek oor die woorde gepeins en my hart voor die Here gebuig in dankbaarheid. Want is nie genade van mense nie. Dis nie genade van 'n organisasie nie. Dis nie genade van die kerk nie. Dis die Here Jesus se genade. Daardie genade, elke Sondag, dan sluit ons die erediens af en ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen sal wees en bly. Daardie genade is wonderlike genade. Daar is nie nog so genade nie. Daai genade is genoegsaam. Dis intiem, dis God se genade wat hy nou eintlik hier vir Paulus, vir sy kind gee. Hy gee dit vir hom. Sê, my genade is vir jou genoeg. Dis kosbaar, dis vol liefde, dis vol ontferming. Aan Paulus in sy stryd is dit toevertrou. Die Here wat vir hom sê, en die Here wat vir u en vir my sê, my genade is vir jou genoeg. Meer is genoeg. Wat was hierdie genade vir Paulus in hierdie stryd gewees? Dis bewaring ten spyte van. Daai afkortingkie T.S.V is 'n baie kosbare iets wanneer ons dit in ons Christelike wandel toepas. Ten spyte van. Daar is genade ten spyte van. Daniël in die leeukuil lees ons vir ons kinders. En ons moet dit dan so 'n bietjie vir hulle vertel en ons moet weet wat dit in waarheid beteken het. Daar was stink, honger, grommende diere rondom Daniël gewees in 'n donker plek. Mensvretende leeu's en beendere en wat ook al anders dat daar rond gelê het. Hierdie goed het geweet van eet. En daar in daai leeukuil genade ten spyte van. Daar was genoeg genade gewees. En dan sy vriende daar in die vuuroond. Dink aan daai, sal mense hulle nou bouncers noem. Hulle is nie uitsmyters nie, hulle is insmyters nie. Wat daai ouens wat die ouens ingegooi het in die vuur. Hulle brand dood. Dit moes 'n geweldige vuur gewees het. En daar in die vuur, God by hulle, sy genade vir hulle genoeg. En in die vuuroond wat ek en u baie keer deurgaan, genoeg genade. Vanoggend genoeg genade. Want sy genade is vir ons genoeg. Aan Getsemane
het ons Vader nie die beker van ons Here Jesus weggeneem nie, maar ons lees net na ons Here Jesus se versoek en sy onderwerping aan die Vader se wil, dat 'n engel uit die hemel aan hom verskyn het en hom versterk het. Hy is God. Ons Here Jesus is nie ons kan nie soos hy wees nie, maar ten spyte daarvan leer ons iets daaruit. Ons word bemoedig daarin, en hoe die Vader sy eie seun versterk het deur die stuur van engele wat aan hom verskyn het en hom versterk het. Sy genade is vir u en vir my genoeg vanoggend. Genoeg om hom te verheerlik as ons hom toelaat om sy doel te bereik. En ek het weer sê, dis genoeg om hom te verheerlik as ons hom toelaat om sy doel in ons lewe te bereik. Een van die wonderlikste dinge wat ek ooit in my lewe beleef het, was 'n skaaptrek daar in die hartjie van Ou Suidwes in Namibië. Ek het daar by mense op 'n plaas gebly net buitekant Arnos, en 'n nuwe plaas, kosbare mense, de Klerk mense wat daar bly. En ek het net gister met hulle gepraat. Dit het heerlik gereën vorige 2 dae daar by hulle. Maar ek onthou dat ek moes nou die skaaptrek meemaak, en die boer het vir my gesê ek moet in die bakkie ry. Die bakkie gaan nou stadig agter die geweldige trop dorperskape luier, terwyl hulle nou daai skape aanjaag so oor die duine na die plek waar die lorry hulle moet oplaai. En dis net stof. Nou ry ek stadig 10-20 km/h met die ou blou 2.4 diesel Toyota bakkie. En terwyl ek so stadig ry, sien ek die so rooi stof soos daai skape so aangejaag word. Maar daar's 'n paar dinge wat ek in my hele lewe nooit sal vergeet nie. Die boer, geweldige lang man, loop so en elke nou en dan vat hy aan 'n skaap. Ek het nie vir hom gevra hoekom nie, maar dit was vir my die mooiste iets om te sien. Elke nou en dan vat hy net aan die skape. Ek weet nie hoekom nie. Miskien is dit net 'n gevoel van, ek is nog hier saam met jou, die herder is nog saam, hy stap agterna, daai skape ken hulle pad, hulle is letterlik op pad na die slagpale toe, maar die boer vat aan hulle elke nou en dan. En dan hoor ek toe nou, as die bakkie se luier daar nie te hard is nie, hoor ek hoe praat die boer en sy seun, Skalk en Tiaan met mekaar, dan hoor ek, Skalk sal vir Tiaan sê, sien jy daai skaap, hy het daar mooi bygekom, net die medisyne werk daarom baie goed. Dan kyk ek, dan dink ek myself, maar hulle almal lyk dieselfde, wat 'n skaap praat hy nou van? Maar hy weet van watter skaap hy praat, en sy seun weet ook. Dan praat hulle weer oor 'n ander een, en dan kyk hulle weer na 'n ander een se kondisie, en so gaan hulle aan, en so stap ons aan, en op 'n stadium stop hy die bakkie, hy sê, wag net gou-gou 'n oombliekie. En hy tel 'n ou ram op, en hy kom sit hom hier agter op die bakkie. En nou ry ek verder, nou kyk ek vir die ram hier so, hy is uit asem, ek kyk nou vir hom in die triespieeltjie. Maar net so voor ek toe nou weer wegtrek, toe sê Skalk, hierdie ou gaan dit nie maak nie, ons moet hom so 'n bietjie 'n lift gee, hy moet nou net so 'n bietjie saam ry, gee hom net so kansie om weer asem te skep. En so ry ons, en ek dink by myself, hoe wonderlik, want hier kom 'n paar verse in my hart op. Psalm 95 vers 6 en 7 sê, kom laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. In stryd vanoggend is u die skaap van sy hand. En die Here weet wanneer om ons aan te raak, ons 'n bietjie aan te moedig, aan te help. Sy genade is genoeg. Hy gaan verder in Psalm 100, hy sê, dien die Here met blydskap in daai stryde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Kosbare skape, wat die Here duur gekoop het met sy kosbare bloed. Sy genade is genoeg. Daardeur wys ons lewe dat hy is die een wat ons sterk hou wanneer ons swak is. En wanneer ons swak is, lees ons daar in Romeine 8, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ook daardie stryd in u lewe. Hy verstaan, want Hebreërs 4 sê vir ons, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyde kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
Psalm 103 vers 14, een van my gunsteling tekste in die Bybel sê, want hy weet wat 'n maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. En daar waar ons lê en sê, o Here, dit wat U nou toegelaat het is vir my swaar. Hy is gedagtig dat ons stof is. Hy weet, hy verstaan, hy ken dit alles goed. Hy gebruik ons ten spyte van dit. 1 Korintiërs 1 vers 27, die eerste brief van die gemeente sê hy, maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. O, hierdie mense is sterk in hulle self, daar in daai omgewing. Hulle is vindingryke mense, hulle is vooraanstaande mense, hulle is welvarende mense, maar moet nou nie na hulle kyk nie, kyk na God, en die swakheid wat hy toelaat, roem daarin, want wanneer ek swak is, dan gebruik die Here my, en dan gebruik hy vir U. Ek vat saam, Paulus wys die gemeente deur sy voorbeeld dat voor 'n kind van God se deel sal wees nie. Prosperity is nie in ons verwysingsraamwerk nie. God laat soms swaar en onverklaarbare dinge toe. Oor sy sware stryd het Paulus gebid. En daarin het Paulus berus. En hy het ervaar, Paulus het ervaar dat die Here se genade vir hom genoeg is. Nou moet jy, moet vanoggend besef dat daar 'n doel is met wat die Here toelaat in die lewe. Daar's 'n doel. Ek moet dit ook besef. Die belangrikste is seker dat ons deur ons stryde laag bly en nooit kan roem nie, maar bruikbaar sal wees. Dis uiteindelik die doel. Daardie gereedskapstuk het ons nou besig om vir ons te skaaf en te skuur sodat ons bruikbaar kan wees in die hand van die Here. Bid maar oor daai stryd. Bid maar oor daai stryd. Maar saam met dit aanvaar dat die Here nou 'n doel daarmee het. Aanvaar dit, rus daarin. En weet dat sy genade vir u genoeg is in hierdie oggend. Genoeg genade vir die swakkes. Hy sê, want as ek swak is, dan is ek sterk. Amen. Ons sit net so en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie diens dan nou kan afsluit en ek maar net kan vra dat u woord nou sal in ons harte openbaar, dat u dit daar in ons harte sal indra sodat dit wortel sal skiet, vrug sal dra, 30, 60, 100voudig. U weet hoe om dit toe te pas. U ken die omstandighede van u kinders, u weet elkeen se kondisie, u weet wie het deurgegaan met u, wie sukkel, wie lê miskien vanoggend en daar is genade vir elkeen, u genade en ons dankie so daarvoor. Bid Here dat u woord self sal gebruik in ons lewe, gee vir ons moed, gee ons geloof om u opnuut weer te vertrou en terwyl ons op hierdie pad agter u aan is, Here, dat daar in ons harte geen aarzeling sal wees nie, geen begeerte om te kyk nie, maar dat ons sal deurgaan en voortgaan en u verheerlik sal word. Ons dankie dat ons dit van u kan vra en ons bid dit net in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ja, kom ons staan, dan sing ons slotlied. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel. Die koortjie sê dit is wel met my siel. Horatio Spafford se lied wat hy geskryf het toe hy daar op die oseaan oor die plek waar sy dogters verdrink het en dood is, toe hy daar oorvaar, toe skryf hy hierdie lied, dit is wel met my siel, ten spyte van. Kom ons sing dit hartlik saam, soos dit op die bord verskyn staande asseblief.
net so, dan bid ons net om die seën van die Here. Here, ons dankie dat ons nou die diens kan afsluit en omdat u genade vir ons genoeg is, kan ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly totdat ons Here Jesus ons kom haal. Ons harte sê Maranatha. Amen.